was nog kinders, toe ons nog kinders was. Welkom by ons program Wiskunde by die huis. In hierdie halfuur gaan ons alle ouers, oumas, oupas en kinderversorgers help met idees om wiskunde-begrippe speel aan te leer en vas te lê. Moes die kinders glad nie hoor, en loer jy soms deur die sleutelgat, dan roep jy jou nie. Hierdie program word geborg deur Plaas Japie Kleuterskool. Kinders, toe ons nog kinders was. En dis 'n hartlike goeiemôre van my, ek is Sandra Rousseau, en ja, ek is op my pos, elke donderdagoggend 10:30, dan gesels ons 'n bietjie wiskunde. Nou, vanoggend se wiskunde is 'n taai tamaletjie, want dis nou een van daardie goed wat ek heeltyd hoor by die skool. My kinders kan dit net nie doen nie, ek verstaan nie, juffrou gee asseblief nog idees, hoe kan ons hulle help? En mammas en pappas is met hulle hande in hulle hare, want hulle weet ook nie lekker hoe werk hierdie goed nie, en hulle moet hulle kinders help, en die kinders is omgekrap, want jette, breuke is tog so 'n moeilike ding. Maar eintlik weet julle, as ons mooi kyk na breuke, is dit 'n baie eenvoudige ding. Maar daar's nou baie navorsing gedoen daaroor, so ek gaan vanoggend vir julle wys en vertel, wel, ek kan seker nie nou vir julle wys nie, maar ek gaan definitief vir julle vertel hoe julle kan breuke met julle kinders by die huis doen, sommer in jou kombuis, sommer lekker maklik, sonder 'n klomp gesofistikeerde apparaat wat jy moet gaan aankoop, sonder dat jy geld uit hoef te gee, maar jou kind gaan beslis weet wat 'n breuk is. Nou ja, die baie bekende Dr. Tom Dick, hy is een van die auteurs daarvan Texas Instrument Building Concepts se program. Hy het gesê dat die begrip van breuke een van die fondamente is waarop hoërskool wiskunde sukses gebou word. Nou ja, so as ons nou wil hê die kinders moet goed doen in hulle wiskunde in die hoërskool, dan moet ons sorg dat hulle in die laerskool of selfs in die kleiner klassies by die huis ook sommer breuke goed onder die knie het. Want om breuke te onderrig is 'n noodsaaklike deel van die wiskunde kurrikulum, so ons kan ongelukkig ook nou nie daar verbykom nie. Maar hoekom is breuke dan nou so vreeslik 'n moeilike ding om te verstaan? Nou ja, ek het so 'n bietjie gaan oplees daaroor en ek het gesien die slim mense sê daar's 3 redes hoekom kinders so sukkel met breuke. Die eerste enetjie is ons vra van ons kinders om stappe uit te voer sonder dat hulle die redes agter die stappe verstaan. So dis daai Bobbejaan ding, nee, doen nou so en dan doen stap 1, stap 2, stap 3 en die kinders doen dit net want juffrou het gesê dit is so, maar hulle verstaan nie regtig hoekom moet hulle dit doen nie, waar kom hierdie stappe nou vandaan nie. En die slim mense sê baie kinders is nie eers ontwikkelingsgereed vir konsepte van breuke nie. So ons moet maar seker maak dat ons kinders mooi gereed kry daarvoor. Dan die tweede ding wat die dokter vir my gesê het, as hy sê kinders ontwikkel dikwels wanopvattings oor uitdagende onderwerpe in wiskunde, soos breuke dan nou. En so wanneer ons kinders kan help om daardie wanopvattings te konfronteer, dan kan leer maklik plaasvind. So eers weet hulle nie hoekom doen hulle die stappe nie, en hulle weet ook nie eintlik waaroor breuke regtig gaan nie. En die derde ding is, hy sê hulle sukkel met breuke om dieselfde rede as wat kinders met baie ander konsepte sukkel, want hulle oefen nie genoeg nie. Nou ja, baie keer doen ons net so 1 keer in die jaar doen ons bietjie breuke met ons kinders en ons konsentreer op breuke en dan vir die res van die jaar doen ons nooit breuke nie en dan sukkel ons kinders want onthou ons vergeet, ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie eers van 8:00 vanoggend na 10:00 vanoggend onthou nie, so hoe nog te sê as dan nou 'n lang tyd mos nou verbygaan, hè. Ons kinders sukkel, hulle moet baie oefen. So baie belangrike ding vir ons kinders wat hulle oor breuke moet weet, is dat 2 breuke nie altyd dieselfde hoeveelheid of grootte is nie. Nou ek het nou bietjie gaan kyk. As 'n mens nou 'n dekseltjie vat in jou kombuis, kom ons sê nou maar jy het nou 'n konfytdekseltjie, né? 'n konfytpotjie se dekseltjie. En jy het nou 'n koffieblik, 'n lekker groot, kom ons sê nou maar 750 gram koffie se blik se deksel, en jy sit die 2 deksels langs mekaar, dan is die een mos nou kleiner as wat die ander een is. Maar tog, as ons die deksels in die helfte kan deursny, dan sê ons dis 'n helfte
en daardie een is ook 'n helfte. So 'n halwe konfyt blikdeksel en 'n halwe koffiepotdeksel is dan nou albei 'n halwe, maar eintlik lyk hulle mos nou verskillend. Sien julle waar toe ek nou beweeg? Ons wil so graag hê die kinders kan dadelik weet dit is 'n helfte. Maar 'n helfte van 'n snytjie brood is nie die helfte van 'n hele brood nie. So 'n helfte is iets anders as net almal lyk presies dieselfde. So dit hang af van die grootte van die geheel natuurlik. Ons kyk na 2 verskillende deksels en ons moet 'n klomp verskillende artikels vir ons kinders natuurlik kan wys, want ons moet aan die kinders bewys dat die helfte nie altyd dieselfde grootte is nie. Dit hang af van die een hele se grootte. So dis die eerste groot ding wat ons vir ons kinders moet kan bewys, né? En onthou, nie alle snytjies brood is ook mos ewe groot nie. So mens kry daai lekker groot vierkantige broodjies en dan kry jy kleiner broodjies en as jy nou sê nou maar wat is nou hierdie lang Franse broodjies wat 'n halwe snytjie van dit gaan heeltemal anders lyk as 'n halwe snytjie van 'n gewone brood. So wanneer ons nou gebreke met ons kleiner kinders wil begin mee, fokus ons altyd op die gebruik van praktiese aktiwiteite. Nou ons het al so baie gepraat oor hoe prakties ons wiskunde moet aanbied vir die kinders. Dit moet visueel vir hulle aantreklik wees, so hulle moet ietsie kan sien en hulle moet dit kan hanteer. Dit moet regte voorbeelde wees sodat hulle sterk konseptuele begrippe kan bou. En dit moet hulle alles doen voordat ons begin met die abstrakte simbole. So baie keer wil 'n mens sommer dadelik sê, sien dis nou 'n halwe snytjie brood en 'n mens skryf hom nou so. Los eers hoe mens dit skryf, dat die kind eers die konseptuele begrip bou van wat is 'n breek, voordat ons dan nou die abstrakte mos nou daar gaan bysit. Mens kan lekker begin deur stories te vertel vir jou kinders, speletjies te speel met hulle, praktiese scenario's om breuke met alledaagse lewe te verbind doen, en ook, moet asseblief ook nie vergeet van die woordeskat nie, né? Dit is nogals belangrik, veral by breuke, die woorde wat ons sê. Dit is 1 deel van 2, dit is 1 deel van 4, dit is 1 deel van 3. Goed. So daai 3 beteken, die hele een bestaan uit 3 dele, maar ek gebruik net enetjie van daardie 3 dele. Nou sê hulle vir my, wanneer mense op die konkrete begrip mos nou fokus, né, dit is wanneer ons die praktiese goetertjies doen, dan moet ons die heeltyd vir die kinders wys gelyke dele van 'n geheel. So wanneer ons met breuke werk, is dit so belangrik dat ons al 100% seker maak dat ons ietsie opdeel in gelyke dele. Nou ja, ek weet, as jy 'n handboek oopmaak, dan is daar pizza in, en ek het 'n broertjie dood aan 'n pizza, want nie al ons kinders eet elke dag pizza nie. Dit is seker 'n lekker voorbeeld om te gebruik vir jou kinders, maar 'n pizza is ook nie altyd in presies ewe groot snye opgesny nie, dit hang af van die ou wat die pizza mos nou deursny, nê? So, 'n pizza is nie altyd die gepaste voorwerp wat jy moet kies nie, en moet nou nie altyd vir ons kinders lus maak vir pizza nie, of party mense sê, nee, ek deel my pizza nie, ek eet 'n hele pizza op. Party sê nee, ek kan net 1 stukkie pizza eet, en hoeveel stukkies pizza is daar nou? Daar's nou sê maar 8 stukkies pizza, so ek kan net 1 van die 8 stukkies pizza eet, of hoe jy dit dan ook al wil opdeel. Maar dink aan iets soos 'n snytjie brood. Ek het nou so 'n bietjie oor die brood gepraat. Jy hou 2 snytjies brood gereed, né? Enetjie sny jy nou op in verskillende dele, en dan het jy altyd 'n ekstra enetjie wat jy heel hou, sodat jy die stukkies op die heel broodjie kan pak. En soos wat jy dit op die heel broodjie pak, so kan die kind sien, hierdie stukkies is eintlik deel van 1 hele broodjie, 1 volle snytjie brood. So as ons brood nou in 4 blokkies deel, 4 ewe groot blokkies, dan het ons 1, 2, 3, 4. So 1 van die 4 blokkies het ek nou opgeëet. Hoeveel blokkies bly oor? Daar bly nog 3 blokkies bly oor. So 3 van die 4 dele is nog oor. Ek eet 1 blokkie, my maatjie eet 'n ander blokkie op. So ek het 1 van die 4 blokkies geëet, my maatjie het 1 van die 4 blokkies geëet, en daar's nog 2 van die 4 blokkies is nog oor. Dit is so eenvoudig, maar tog is dit so 'n geweldige groot wiskundige konsep wat ons kinders moet verstaan.
Nou, mens hoef nou nie net altyd kosgoeders te gebruik nie. Jy kan 'n koek mos nou ook sny, jy kan selfs 'n appel vir die kinders mooi sny, maak maar net seker dat jy dit mooi regverdig sny. En ons weet tog, die een kind wil mos nou nie 'n bietjie meer hê as die ander een nie, of bietjie minder hê as wat die ander een het nie, né? Ons maats wil baie graag hê, dit moet eweredig gedeel word. So maak maar seker dat wanneer jy sny, dat jy dit reg doen. Jy kan ook selfs jou Lego blokkies gebruik. Ons het nou al 'n bietjie oor Lego ook mos nou al gesels. Kom ons sê jy bou 4 van dieselfde grootte en kleur, so torentjies en uit hoeveel blokkies bestaan jou torentjie? Bestaan uit 4 blokkies uit. Soos ek nou 'n toring met 3 blokkies van een kleur. So sê nou maar ek het 3 wit blokkies en ek sit 1 blou blokkie op. Dan het ek nog steeds 'n toring van 4 blokkies, maar 3 van my blokkies is wit en 1 blokkie is mos dan nou blou. So, dis eweveel blokkies, maar 1 van hulle is 'n ander kleur. So kan jy mos nou maak met verskillende getalle. Ek gee nou maar net die voorbeeld van 4, maar jy kan natuurlik ook verskillende kleure gebruik. Jy kan verskillende tipes blokkies gebruik. Jy kan kartonne bo op mekaar pak. Maar jou kind moet heeltyd vir jou sê, in hierdie hoopie is daar 5 blokkies of 5 papiertjies. Een van hulle is wit, die ander is 'n ander kleur byvoorbeeld. Solank ons kinders net bewus is van, daar is steeds 4 blokkies, maar 2 is sê maar pink en 2 is groen, maar dit bly steeds 4. Daardie geheel van die hoeveelheid is baie belangrik. Nou ja, jy is ingeskakel op Radio Oeverberg 101.8 FM en ons gaan bietjie aan met breuke. Nou vanoggend het ons nou hierdie taai tamaletjie hier aangepak oor breuke. Juffrouens is moedeloos, ouers is moedeloos, kinders is moedeloos, almal sê net, ek wil net breuke doen, ek sal enigiets anders doen, maar net die breuke nie. En ons het nou besef dat ons kinders regtig moet die basis van 'n breuk ken. As hulle die basis ken, as hulle weet hoe werk breuke, hoekom het ons breuke, waaroor gaan breuke, dan gaan die aanleer van breuke net soveel makliker wees. Nou, ons het gesê ons moet dit lekker prakties doen met ons kinders, sommer daar in die kombuis of met hulle blokkies kan hulle bou, en natuurlik kan ons ook vir hulle visuele modelle gee. Nou, mens kan breeksirkels en breekteels en allerlei diagramme kry. Jy kry dit sommer op die rekenaars, of jy kan speletjies daaroor mos nou ook koop, en heeltyd gaan jy sien, hulle stel voor hoe die geheel in gelyke helftes, in derdes of kwarte of meer verdeel word. Nou, jy hoef nie al hierdie goeders te hê nie. Jy vat sommer die pabboks wat nou al bietjie leeg is amper, en jy dop hom om, en op die agterkant van jou pabboks het jy heerlike karton waarop jy vir jou kind 'n breuke muur kan maak. Vat 'n liniaal en laat hulle vir jou die hele boks met liniale trek. So begin heel aan die onderkant, trek 'n lyntjie, sit die liniaal dan op die lyntjie, trek dan net bokant dit 'n lyntjie, of jy kan van bo af onder toe ook werk, net soos wat jy wil. Die kind kan werk maar van onder af boontoe om daardie gevoel ook te kry, en dan het jy nou 'n hele boks vol lyne. En dan word hierdie lyne baie mooi presies gemeet. So ons het een hele lyn wat ons net so skoon oop hou aan die onderkant, en aan die lyntjie bo hom gaan ons dan in helftes verdeel. So een gedeelte moet aangelyk wees aan die ander gedeelte. So onder het jy nou kan ek nou maar sê 'n oop liniaal, en op die tweede lyntjie het jy dan nou 'n halwe liniaal en nog 'n halwe liniaal, né? En dan op die derde lyntjie gaan jy dit nou in derdes verdeel. En op die vierde lyntjie in kwarte, in vierdes, as ek dit nou so kan stel. En dan natuurlik gaan jy nou maar so aan, totdat die hele boks vol is. En nou sien die kind, al het ek nou 12 deeltjies van 12, dan is dit nog altyd een hele. En om so iets met jou kind te doen, is baie, baie waardevol. Jy dink dalk nou, jete Sandra, dis nou net tyd mors hierdie ou streepetrekkery, maar vat nog, as jy ander kleur papier het, vat nog so papier en doen presies dieselfde, laat die kind dit uitknip, en dan pas hulle dit, amper soos 'n legkaart, en sê jy, wys vir my, waar is een hele? Nou wys vir my, wat is 2 deeltjies van die hele? Dan gaan hulle nou 2 papiertjies plak, né? Wys vir my, wat is 1 deeltjie? Wys vir my, wat is
4 van 5 deeltjies, of wat ook al. En hulle moet dit, hulle kan dit vir jou inkleer, of hulle kan net die papiertjie daar bo op sit. Jy kan nou maar self besluit hoe jy dit wil doen. Maar dit is baie, baie belangrik om so breuke muur met jou kind te bou, want dit gee vir hulle 'n visuele model, dat hulle kan sien hoe werk die breuke regwaar. Nou, ons het gepraat oor al die lekker kosaktiwiteite, oor die pizzas wat jy kan sny, en die appels wat jy kan sny. Die kinders moet dan die verskillende dele mos nou identifiseer. So as jy nou 'n appel in kwarte gesny het, ek eet een gedeelte, mamma eet die ander een, daar's nog 'n deel vir pappa en daar's nog 'n deel vir boetie, dan is die hele appel op. So die hele appel bestaan uit 4 gelyke dele. Ek het vir julle gesê, nie almal eet pizzas nie. Ek dink meeste van ons, maar ja, ek is ook baie lief vir 'n pizza. Stories vertel is baie belangrik by breuke ook. Dit help vir ons kinders om die konsep van deling in 'n geheel te verstaan. Dit moet in alledaagse kontekste vir die kinders aangebied word. So mense moenie breuke nou net in die wiskundeklas doen nie. Jy moet breuke doen terwyl jy koek bak, terwyl jy kos kook. Hoeveel van die aardappels het jy nou al vir my gegee? Jy het vir my 3 van die 4 aardappels gegee. Kom ons gooi 3 van die 4 aardappels in die pot. Ons het 1 koppie meel nodig. Nou 1 koppie meel is 250 ml. 250 ml is die helfte van 500 ml. En so praat jy die heeltyd van breuke met jou kinders. Moet ek 'n halwe teelepel sout ingooi of moet ek 1 hele teelepel sout ingooi? Kan julle sien, julle doen eintlik breuke elke dag sonder dat julle dit besef, né? En dan is natuurlik heerlike speletjies wat ons ook met ons kinders kan speel. Daar's interaktiewe speletjies op die internet. Jy kan maar net daar intik fractions of breuke. Iets wat baie lekker werk is ook natuurlik breuke bingo. Nou ja, dis nie net ou mense wat bingo speel nie, hoor. Ons kinders kan ook bingo speel by die huis. Baie lekker, maak vir hulle kaartjies met 'n klomp antwoordjies op en jy stel 'n scenario en as hulle die antwoord het, trek hulle die blokkie dood. Die kinders is mal daaroor en die een wie se blokkies almal doodgetrek is, wen natuurlik 'n prys. Ag, miskien hoef hy of sy nie daar aan skottelgoed te was nie. Dis vir hulle 'n baie lekker prys. Jy kan ook baie oulike liedjies maak vir jou kinders natuurlik. Ek het nou afgekom op hierdie, onthou julle hierdie een van 10 klein paddatjies? 10 klein paddatjies sit in 'n kring, bring julle boekies, laat ons sing. Maak julle bekkies waawyd oop en sing vir my so soet so stroop. Kwak, kwak, kwek, kwek, 10 klein paddatjies maak my gek. En dan kan jy sê, o, gits, die een paddatjie het nou afgeval. Nou staan net 9 paddatjies. So 1 van die 10 het afgeval. 9 van die paddatjies sit nou nog op die muur. Ja, soms so 'n bietjie van ons erfenis ook daarby, né? En ja, dan kan jy dan die vordering van konkreet na abstrakt, wanneer jy die getalle begin neerskryf. Dit is wanneer die moeilikheid nou eintlik kom. Maar as jy nou baie prakties met jou kinders gedoen het en jou kinders het nou 'n klomp keer het hulle al hierdie een van 'n geheel agtergekom, dan gaan die skryf nie so moeilik wees nie. Onthou nou maar ook om werklike probleme te deel met jou kinders. Gelyke dele is baie belangrik. Dit moet alledaagse breuke wees, goed wat 'n mens alledaags in jou huis gebruik, wat jou kinders nodig het, en dan eers gaan jy die simbole bekendstel. Deel van 'n geheel is so belangrik. Nou, hoe skryf ek dit in my wiskundeboek? Wanneer ek nou hierdie goed in my wiskundeboek gebruik, gaan ek simbole gebruik. Nou ja, dit is natuurlik baie belangrik dat die kinders eenvoudige breuke mos dan ook met mekaar kan vergelyk en hulle moet dit kan eers konkreet uitpak, dat hulle kan sien. So as ek nou sê die helfte van 4 blokkies of ek sê 3/4 van 4 blokkies, dan moet hulle dit kan uitpak en kan sien wat die verskil is, né? En onthou die woordeskat, baie belangrik. Sleutelwoordeskat, wat is 'n half, wat is 'n kwart, wat is deel, wat is die geheel? Ja, wiskunde is maar eintlik het sy eie taal mos daarom nou ook, né? En dan beklemtoning van gelyke dele, ek kan dit nie genoeg vir julle sê nie. So belangrik om te sê, wanneer ons breuke doen, dan praat ons oor gelyke dele. So as iets nie in gelyke dele opgedeel is nie, kan ons dit nie breuke noem nie.
Hoe verduidelik ons breuke dan nou in eenvoudige terme vir ons? Wanneer ons dit skryf, dan sê ons die een getal staan bokant, daar's 'n lyntjie en 'n ander getal aan die onderkant. Nou die een wat bokant staan is die noemer en ekskuus tog, dis die teller, jammer, is die teller, want dit sê vir ons hoeveel ons getel het, en dan die noemer is natuurlik aan die onderkant. So die noemer is die geheel, dit wat ons die artikel noem. So ons noem dit 'n appel, maar ek het een van die appel geëet, so ek het een van die 4 deeltjies geëet, wanneer die appel in 4 gelyke dele gedeel is. En nou, hoekom moet ons breuke leer? Breuke is belangrik, omdat hulle vir jou sê, watter gedeelte van 'n geheel jy nodig het, of watter gedeelte van die geheel jy graag wil hê. Breuke word in bak gebruik om te sê hoeveel van 'n bestanddeel moet gebruik word, en dit word ook natuurlik gebruik in tyd, om tyd te bepaal. Dink maar net, elke minuut is 'n breukdeel van 'n uur. En dan net so 'n laaste interessante feit wat ek raak gelees het hier van die antieke Egiptenare. Nou ja, hulle was goed met die wiskunde, né? En hulle het net eenheidsbreuke gebruik. Kan julle dit glo? So hulle het net die vorm van 1 van iets gebruik. Hulle het nooit gesê 2/5 as 'n breuk. Dit was nie vir hulle 'n breuk nie. Hulle het net van 1 van 2 soos 'n half of 1 van 6. Dit is al wat hulle gebruik het. En hulle het al hulle berekeninge, wat gewoonlik mos nou die opdeel van sakke graan en sulke goed behels het, met eenheidsbreuke gedoen. So as jy hoor van 'n eenheidsbreuk, dan weet jy dit is 1 van die aantal dele waarin iets opgedeel is. Ek hoop ek het vandag vir julle darm so 'n idee of 2 gegee hoe jy breuke met jou kinders kan doen. Onthou om dit prakties met jou kinders in die huis te doen. En as jy 3 kinders het, 1 van die 3 kinders, né? Ons kan hulle ongelukkig nou nie almal presies dieselfde laat lyk nie, maar dis 1 van 3 kinders. As ons tafel dek vir ons 4 van die 5 borde is reeds op die tafel. Ek moet nog 1 bord bysit. Net jou woordeskat, net daar, dat die kinders net kan agterkom, dit is 'n deel van 'n geheel. Dit sal hulle alreeds baie, baie help. Nou ja, volgende donderdag gaan ons ietsie lekkers doen, want dan is dit mos daarom amper vakansie. So ons gaan vir julle 'n bietjie idees gee van hoe julle kinders in die vakansie lekker besig kan hou en dat hulle wiskunde doen sonder dat hulle dit sommer besef. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ons het nog so 'n bietjie nuus waarna jy moet luister en en dan sien ek julle weer volgende week.